Dis great, lekker om julle. Het is wonderlik om in die huis van die Here te wees, maar julle is my hopeloos te stil, hoor. Jy weet, die Bybel sê vir ons, make a joyful noise. Die Here sê, klap met die hande, slaan die tamboerijn, dans rond, gooi die vlaar rond en huppel en gaan absoluut, asof julle self heeltemal geniet. Sê agter my aan, ek gaan hierdie boks, ek gaan hom oopmaak, ek gaan uit hom uitklim, want in die boks, kan jy niks vir die Here doen nie. Jy kan net hierdie boks, as jy hom oopmaak en jy spring uit, dan kan jy iets vir die Here doen. Is dit nie so nie? So dit is lekker om in die huis van die Here te wees, baie bekende gesigte, baie onbekende gesigte, maar dit is lekker om te weet dat God is in hierdie plek. En miskien vanmôre kry jy 'n boodskap wat miskien vir jou 'n bietjie gaan wakker maak, maar hierdie boodskap is 'n boodskap wat God vir my gegee het. So met ander woorde, jy moet luister wat die Gees van die Here vir jou sê, en dan moet jy daai boodskap vat, en jy moet hom jou eie maak, of jy moet hom los as daar niks fout is met jou nie. Maar nou gaan ek nie vir julle sê daar's fout nie. Ek gaan vir julle sê wat sê die woord, want die woord is skerper en lewendiger as enige tweesnydende swaard. Want die woord is die krag van God. Want die woord is wat bepaal hoe jou geestelike lewe is. Want as jy die woord vat en jy maak die woord jou eie, dis dan wanneer jy lewe en oorvloed het. Maar as jy nie lewe en oorvloed het nie, dan moet jy kyk wat sê die woord. Want dis die woord alleen, hy is die begin en die einde, hy is die alfa en die omega, hy is die blinkmôre ster, hy is die lelie van die dale, hy is die een wat was en wat is en wat weer gaan kom. En as hy gaan kom, is jy gereed, as hy ons gaan kom haal. En ek sien in my geestes oë, die koms is nader as wat dit gister was. Want ons weet nie wat 'n dag hy gaan kom nie. Maar die woord van die Here sê hy gaan kom. En as hy gaan kom, moet ons luister wat sê hy. Hy gaan ons kom om ons te kom haal. Maar nou het ek heeltemal afgedwaal van my boodskap af. Maar prys die Here, jy moet gehoor het wat sê die Gees van die Here vir jou. Die van julle wat julle Bybel saamgebring het, my vrou moet nou eers hierdie ene vashou. Pam, welkom hierso by Philippstown, hoor. Ek is so bly jy saam my gekom. Blaai vir my na 2 Konings 2 toe. Is julle al uit die boks uit? Hallo, is julle al uit die boks uit? Wel, is toch besig om uit te klim, is ook oké. Ja, maar jy moet uit die boks uit klim vanmôre. Wat vir my baie doeltreffend is, en wat vir my baie uitstaan, toe die Here hierdie woord vir my gegee het daar baie goed beginne vir my sin maak, van wie is Elia en wie is Elisa. Ek gaan vir jou 'n bietjie lering gee vanmôre. Ek gaan vir jou 'n bietjie vertel, wat hierdie belangrikheid van Elia en Elisa is. Wie is Elia? Hy's 'n tipe van Jesus. Wie is Elisa? Hy's 'n tipe van die Heilige Gees. En so gaan ek aan, maar ek wil nou eers begin om vir julle te lees. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem. Hoe lyk die storm in jou lewe? Want die storm het gekom en Elia was bereid gewees om, toe hy vir Elisa gaan haal het, was Elisa besig om te ploeg, en die grond was kliphard gewees, sê die Bybel. En hy het hierdie 12 osse gevat, en hy het geboor in daai grond. Hoe lyk jou grond vanmôre? Het jy gedink dit gaan maklik wees? Het jy gedink hierdie grond wat jy moet ploeg gaan maklik wees?
Nee, dit gaan moeilike grond wees. Ons gaan deur die fases gaan om hierdie gemeente vol te kry. Ons gaan deur hierdie fases gaan om te doen wat God wil hê ons moet doen. Ons gaan deur hierdie fase gaan om siele daar buite te wen. En toe hierdie plek begin, toe was hierdie grond kliphard gewees. So hierdie grond is al bewerk, want hierdie grond het al siele ingebring. En hierdie grond gaan nog bewerk word. En hy vat daai 12 osse en hy maak braaivleis. Kom ons lees verder. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Maar Elisa sê, so waar as die Here leef ek, en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa en vra hom, weet u dat die Here vandag die heer van die hoof sal wegneem? Ek weet dit, bly stil. Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo toe. Maar hy sê, so waar as die Here leef, en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. Asof hy nie geweet het, wat met Elia gaan gebeur nie. Daarop kom die profete seuns wat in Jerigo was, en weet hy dat die Here vandag die heer van die hoof sal wegneem, en so gaan hy aan, en Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan, maar hy sê, so waar as die Here leef, en u siel leef, ek sal u nie verlaat, en hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop, en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel, hy rol dit op, en slaan op die water, en dit is na die weerskante toe verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. Hierdie selfe mantel het Elia gebruik om op Elisa te gooi. En Elisa het presies geweet hoekom Elia hierdie mantel oor hom gooi. Hy het presies geweet wat hy moet doen. Hy het presies geweet wat sy doel was. Hy het presies geweet dat hierdie mantel is, onthou hierdie mantel was 'n harige ding gewees. Maar hierdie mantel was net deur konings en profete gedra te doen. Hy het presies geweet wat sy roeping is. Maar tog het hy geargumenteer. Argumenteer ek en jy ook nie maar met die Here nie? Luister wat sê die woord. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat 'n dubbele deel van die gees op my kom. Laat 'n dubbele deel van u gees op my kom. Ja, wat sê Elia? Jy vra 'n swaar vraag. Maar as dit so is, laat dit dan op jou val. Maar as dit nie so is nie, gaan dit nie gebeur nie. Wat is jou begeerte vanmôre? Is jou begeerte vanmôre, laat daar 'n dubbele deel van God se gees op jou val? Want as hierdie dubbele deel op jou val, gaan jy in 'n nuwe dimensie in beweeg. En hierdie nuwe dimensie gaan vir jou 'n heel verandering in jou hele lewe laat bring. Ek is my begeerte dat ek kan gaan van een dimensie na die volgende dimensie toe. Daar's 4 seisoene in 'n jaar. Maar daar's ook 4 gedeeltes, noord, oos, suid, wes. Daar's 8 hoofstukke oor Elia. Daar's 10 oor Elisa. Elia het 16 wonderwerke gedoen. Elisa 32. Maar daar's party Bybels wat sê 8 en 16. Want daar's gedeeltes uit hierdie wonderwerke wat net sê en Elia het gepraat en Elisa het gepraat. Wat vir my beteken dat dit 'n wonderwerk is.
Elia is 'n tipe van Jesus. Elisa is 'n tipe van die Heilige Gees. Elia beteken Yahweh. Elisa beteken God is redding. Met ander woorde, God is salvation. Wat beteken Jesus? Salvation. Wat beteken Christus? Anointing. Maar Jesus en die Heilige Gees is 'n double portion. Wat is die double portion? Hoeveel wil jy hê? Hier kom ons nou by die Ludwig goed. Wie is die 2 olyfbome? 1 Koning 17 vers 1 sê Elia. Exodus 17:14 sê Moses. Wie is die 2 getuienisse? Dis eintlik wat ek bedoel, God se verborgenheid. Want party sê Elia en Moses, ander sê Elia en Henog. Ek sê, I hope it doesn't bother me because then I'm already up there. Dan is ek al reeds saam met die Here vir ewig en ewig en ewig. Dan sê ander Zerubbabel en Josua. Zerubbabel en Joshua. Ek het nou nie Josua 1 vers 8 en 9 gelees nie, maar julle kan dit gaan lees op julle eie tyd. Maar in daai jare het die meeste van die mense Baal aanbid. En almal ken die verhaal van die Baals. Elia sê, kom ons bou 'n altaar. En op daai altaar sit ons 'n offer. En die ene wat brand met vuur, daai God is die God wat ons moet aanbid. En die Baals het Marlies mag ek sê, wara. Hulle het wara, tot hulle nie meer kan wara nie. Net 'n wara ek op my rug. Maar hulle het geskree en hulle het te kere gegaan en hulle het al om hierdie altaar gegaan. Hulle het later aan hulle self met potskerwe geslaan na die bloedspat. Maar niks het gebeur nie. Absoluut niks het gebeur nie. En ons mannetjie het gesit en ek dink hy het gesit en lag. En toe hy kom, toe gooi hy water. En hy gooi nog water. En toe kom maar vuur uit die hemel uit, waar die altaar in die brand steek. En almal sê, dit is die God wat ons moet aanbid. Dit is die God wat ons moet aanbid. Ek het klaar vir julle gesê, toe Elia by Elisa kom, het hy sy mantel op Elisa gegooi. Mantels gewoonlik nie deur konings en profete gedra, soos Elisa het presies geweet wat om te doen. Ek wil vir jou die vraag vra vanmôre. Weet jy presies wat om te doen? Toe jy die Here aangeneem het die Here vir jou 'n bediening gegee. Weet jy presies wat daai bediening is? Want as jy nie weet nie, moet jy uitvind, sodat die koninkryk gebou kan word. Soos ek gesê het, Elia 16 wonderwerke, Elisa 32. Daar's net een persoon wat meer wonderwerke as Elisa gedoen het. En sy naam is Jesus. Nou kom ek by goed wat bitter belangrik is. Ons kom by Gilgal, of kom ons sê Gilgal, dit klink beter, né? Dan kom ons by Bethel, dan kom ons by Jericho, dan kom ons by die Jordaan. Nou, daai afstand van Gilgal na die Jordaan toe is 95 kilometer.
Maar as jy met jou bakkie ry, dan is 10 kilometer 5 minute. Maar as jy loop, dan vat dit jou tussen 4 en 5 dae. Die laaste wonderwerk wat Elia gedoen het, word die eerste wonderwerk wat Elisa doen. En hy vat hy selfe kleed, en hy slaan op die Jordaan, en hy sê, die God van Israel, poep, en toe hy slaan, toe maak die Jordaan oop. Wat beteken Gilgal? Vergeet dit, wat agter jou is. Laat toe dat Jesus jou verlede uitwis. Daar's baie ander betekenisse van Gilgal. Ek haal die ene uit wat vir my belangrik is. Filippense 3:14 sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter my is. En ek strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry, wat die hoë roeping van God in Christus Jesus. Bethel, huis van die Here. Kan ek net 'n amen kry? Klink 'n bietjie stil hierso. Klink asof ek dink nie julle kry pak, ek dink dit is 'n goeie woord. Ek dink dit is 'n baie mooi woord. Bethel, huis van die Here. Hebreërs 10:25, baie bekend, veral by my. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Ek praat met die leesstoele. Wees julle moet nou mooi luister, wees onderdanig aan die leierskap. Help hulle om die gemeente te bou. Moenie kritiseer nie, bou. As jy iets verkeerd sien of iets verkeerd iets agterkom, gaan na jou binnekamer. Gaan na jou binnekamer en sorteer dit uit met die Here. Moenie laat mense begin die telefoon optel en sê, het jy geweet, hierdie mense doen. Nee, gaan na jou binnekamer en sort jou goed wat jy 'n probleem het in jou binnekamer uit. En God sal vir jou gee die antwoorde wat jy nodig het. God sal vir jou lei, julle moet onthou, hierdie gemeente is besig om te bou. Hulle is besig om te bou. Hierdie gebou is nog nie eens 'n jaar oud nie, maar hulle is besig om te bou. Stel jouself voor dat binne 'n jaar is hierdie plek vol. Dan begin daar 1 of 2 of 3 dienste gehou te word. Ek het 'n klein amentjie gekry daar agter. Dankie Michael. Hierdie gemeente gaan binne 'n jaar vol wees. Amen. Nou kan ek my baadjie uittrek, want nou kry ek warm. Nou is ek warm onder my. Graag. En as hierdie plek vol is, dan beteken dit dat die doel wat God hierdie plek gebou het, die doel is wat God vir hierdie gemeente wou gehad het. En toe ek die laaste keer hier was daar nie eers praise and worship nie. Nou daar was 'n Spotify gewees. Nou sien ek dromme en ek sien keyboards en ek sien, waar's Ilse met haar doef, 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 doef. Ek sien vordering. Ek sien nie enigiets anders te behalwe vordering nie. Maar hulle kritiseer, para. Gaan in jou binnekamer. Gaan in jou binnekamer en sort dit met die Here uit. Because hierdie is lewendige musiek. And this music will bring the anointing. And the anointing will break the yoke. And the yoke will bring life in your life.
amper stamp ek dit om. Maar is ook oké. Ondersteun hulle finansiëel. Jy weet, die Here het met my gedeel oor dit. En ek gaan reguit praat, ek gaan nie doekies omdraai nie, en ek gaan ook nie lelike woorde gebruik nie. Maar as konings en as priesters en as profete, en die konings is daar om die gemeente te bou finansiëel. Die konings moet gebruik word om hulle finansiëel vir die mense te gee om te help, sodat die koninkryk gebou kan word. Want die koninkryk, die koninkryk deur die konings in die ou dae, het hulle in alles gebring na die huis van die Here. Reg, Ludwig? Nie die Lewiete het nie daar uitgeëet nie. Maar hulle het alles gekry. Elke ene het sy geld en sy whatever hy gebring het na die huis van die Here. En so het hulle die mense gevoed. So het hulle die mense gevoed. So die konings is hier geplaas. Die boere, die mense, hulle is hier geplaas om die gemeente te voed. Om die gemeente te onderhou. En dit is wat my hart so bly maak om te sien dat hier uit hierdie plek uit gaan kos kospakkies, gaan goed om die mense daar buite te voed. Hy het al tot 'n Bawan trokkie gekoop met 'n hamburger buite op. Is om die mense te voed wat honger het. Om vir mense kos te gee. Hamburgers, hotdogs, rasses en chips. Tot eer en verheerliking van die koninkryk. Maar dink jy daai kostrokkie het sommer net hier aangery gekom? Nee, die gemeente se bydraes tot dit het dit moontlik gemaak. Miskien nie, maar dit al het jy R10 in die offergawe gegooi. Want as jy finansiëel ondersteun, dan bou jy die koninkryk. As jy finansiëel gee, volgens dit wat jy verdien, dan bou jy die gemeente. Genoeg daarvan. Wat het gebeur in Jerigo? Wat is die betekenis van Jerigo? Daar's nog ander klomp betekenisse, maar dit vir my geestelike oorlogvoering. Jy geweet, hulle wou nie die Israeliete wil hulle laat ingaan het nie. Toe was die opdrag, gaan stap om die mure van Jerigo, en 7 keer, 8 keer, 9 keer, 10 keer, en iewers skielik, toe val hy. Sorry. Toe val die mure, toe kon hulle ingaan. Hoeveel mure het jy om jouself gebou? Hoeveel mure het jy om jouself gebou, sodat die Jerigo mure om jou kan val? Hoeveel keer 'n week doen jy geestelike oorlogvoering? Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 18. Uiteindelik, my broeders, word kragtig in die Here. Trek dan die volle wapentoerusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die aanvalle van die vyand. Helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, omgord jou lendene met die waarheid, trek jou voetsole aan vir die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Neem die skild van geloof op, waarmee al die vuurige pyle van die vyand afweer. Trek die swaard teen die vyand wat die woord van God is. En pleit die bloed van Jesus oor jou, elke dag. Ten minste 1 keer 'n week moet jy geestelike oorlogvoering doen.
En deur daai geestelike oorlogvoering sal God met jou praat wat jy moet doen. Want ons stryd nie teen vlees en bloed nie. Jy weet die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En kyk wat hy kan verslind en verskeer. Maar God het gekom dat ons lewe in oorvloed het. En hy is nou openbloot. Hy is nou nie eens meer skaam nie. Hy doen nou net wat hy wil. Hoekom? Want sy werk is, want dis hemel of hel. Daar's nie 'n purgatory nie. Hemel of hel. By Jerigo leer jy om oorlogvoering te doen. Maar by Jerigo leer jy om 'n geloof te lewe. Dis daai geloof wat jou versterk. Dat as jy iets in gebed na God toe gebring het, in die volgende oomblik dit wat jy gebid het, begin bewaarheid word. Die Jordaan, dood en opstanding. Die Rooi See het oopgegaan. Die Rooi See was 'n teken van die doop. Maar by die Jordaan is dit die dood en die opstanding. Jy's dood. As jy aan die ander kant kom, is daar 'n opstandingskrag vir jou. En jy sê niks van wat jy van my weet nie. Gerard? Hy het seker al vir julle gesê, hy was die stoutste ou in die Griekwa span. Onthou, Jesus was in die graf. Hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan, hy lewe. Hy het vir jou lewe gegee. Hy het vir jou lewe in oorvloed gegee. En hy het hierdie opstandingskrag oorgeplaas in Elisa. Hierdie opstandingskrag van Jesus en die Heilige Gees kan niemand klop nie. Ons kan maak net wat ons wil, niemand kan dit klop nie. Want die Heilige Gees en Jesus is een. En die Vader sit daarbo en hy gee al die opdragte. Filippense 3 vers 10. Sodat ek hom kan ken en in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek nader na my einde toe. Julle 'n paar koringkorreltjies te kry? Kan ek net 'n amen kry? Amen. Julle is so stil. As die Rooi See nou kom, gaan julle hardloop. As nou en dan 'n amen sê, dan gaan ek ook goed voel. Michael, jy smile, wat van 'n amen? Amen. Prys die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ek weet waar ek is. Handelinge 10:38. 2:38 is jou favourite een, hè? Maar hierdie is Handelinge 10:38. Met betrekking van Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees. Nie net gesalf met die Heilige Gees nie, maar hy het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Ons kry demoniese aktiwiteite hier, Philipstel. Ons kry demoniese aktiwiteite in die Noord-Kaap. Ons kry demoniese aktiwiteite in Suid-Afrika en ons kry demoniese aktiwiteite in die wêreld.
God is altyd met ons. Maar almal van ons het die Heilige Gees. Amen. Sê almal van ons het die Heilige Gees. Maar wanneer laas is jy gedoop met vuur? Want dis daai vuur wat aan die brand gesteek word. Dis daai vuur van Elia wat op die altaar geval het en alles uitgebrand het. Dis daai vuur wat jy nodig het. Terwyl ek klaar bedien het, voorberei het, en ek gaan lê en die Here gee vir my nog skrif. Matteus 3:11, ek doop julle wel met water tot bekering. Is jy almal gedoop, kan ek jou aansien. Is jy gedoop met water, kan ek jou aansien. As jy gedoop met water, prys die Here. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar ek is nog nie klaar nie, jy moet hierdie vuur in jou hart hou vanmôre. Hou hierdie vuur in jou hart. Maar ek wil jou vra, wanneer laas is hierdie vuur in jou aangesteek? Elkeen van ons het dynamiskrag, né? Dynamiskrag. Wat is dynamiskrag? Dis 'n dynamo wat net die hele tyd meer, hoe meer jy uitgee, hoe meer word die dynamo aangesteek. Maar hierdie dynamo is 'n dinamiet wat in jou binneste is. Wanneer laas het hierdie dinamiet in jou ontplof? Die Bybel sê, maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. Wanneer laas het jy in die dorp geloop, maak nie saak waar jy was nie, en iets in jou sê, jy moet met daai persoon gaan praat. Dis die dinamiet wat jy nodig het. Want dan sal jy jou mond wyd oop maak en God sal dit vul. Het ek jou een ding vertel van Ritty, sy is nie bang om haar mond oop te maak nie. Ken jy nie vir Ritty nie? Ag, Ritty, staan gou op asseblief. Sy vat hulle aan, papi. Sy's nie bang nie, papi en mami. En toe ek nou klaar voorberei het, toe in die middel van die nag, maak die Here my wakker met hierdie woord. Ek het dit vir julle gelees. 2 Konings 2, laaste versie wat ek gelees. Nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. Ek het dit nog nooit so gelees nie. Verstaan nie. En Elisa antwoord, laat daar 'n dubbele deel van u gees op my kom. Luister na wat sê vers 10. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. Ek het dit verstaan, daai harde saak. Maar dis nie maklik om die dubbele porsie te kry nie. Dis nie maklik om die dubbele salwing van die Heilige Gees in jou lewe te hê nie. As jy my sien, wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. En hierdie gedeelte het ek nog nie gelees nie, maar nou het ek hom gelees. Maar so nie, sal dit nie so wees nie. Of Jehovah, God.